Welkom by vandag se begeleide gebed. En kom ons neem net so 'n oomblik en ons raak stil voor die Here. Ons laat die gejaag van die dag eers eenkant staan. Jy hoef nêrens te wees nie, jy hoef niks te bewys nie. En vir hierdie paar oomblikke mag jy eenvoudig net rus in die teenwoordigheid van God. En net stil wees en bewus wees. Johannes 15 vers 2 sê, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat daar meer vrug kan dra. En wanneer ons aan God se seën dink ons dikwels aan dit wat hy vir ons gee. Ons dink aan nuwe geleenthede, oop deure, groei en voorspoed. Maar soms werk God op 'n ander manier. Soms voeg hy nie net iets by nie. Soms neem hy iets ook weg. En 'n wingerdboer sal verstaan dat 'n plant net soveel energie het. En as daar te veel takke groei, of as daar te veel blare is, of as daar dele is wat nie vrug dra nie, begin dit die plant se energie te steel. En die wingerd lyk dalk voller, maar dit word nie noodwendig vrugbaarder nie. En daarom moet die wingerdboer dit snoei. Hy snoei nie omdat hy kwaad is vir die plant nie. En hy snoei ook nie omdat die plant misluk het nie. Hy sny omdat hy potensiaal sien. Hy sien die oes wat nog moet kom. En so dikwels werk God op dieselfde manier in ons lewens. Daar is dinge waarin ons vasklou, wat ons geestelike groei beperk. Soms is dit ons ou gewoontes, of ons negatiewe denke. Soms is dit seer kry wat ons nie wil los nie. Soms is dit selfs goeie dinge wat belangriker geword het as God self. En wanneer God begin snoei, dan verstaan ons dit nie altyd nie. Die vraag wat opkom is, Here, hoekom hierdie wagtyd? Hoekom hierdie deur toemaak? Hoekom voel dit asof U iets van my af wegneem? Maar dalk is God nie vandag besig om iets van jou af weg te vat nie. Dalk is hy besig om plek te maak vir meer vrug. Want die wingerdboer sien verder as die huidige seisoen. En hy sien die karakter wat gevorm word. Hy sien die geloof wat sterker word. En hy sien die mens wat jy besig is om te word. En die snoeiproses gaan nie noodwendig oor verlies nie. Dit gaan oor voorbereiding, nie oor straf nie, maar oor groei. En die wonderlike waarheid hierin is dat God nooit iets snoei sonder 'n groter doel nie. As hy snoei, is dit omdat hy jou liefhet. As hy vorm, is dit omdat hy omgee. En as hy snoei, is dit omdat hy meer vrug in jou lewe sien as wat jy self kan sien. So ek wil jou vra, terwyl jy so sit, wil jy nie net vir 'n oomblik dink aan die volgende nie. Is daar dalk iets wat God reeds vir 'n geruime tyd onder jou aandag bring? Selfs 'n houding, 'n gewoonte, vrees, seerkry of afleidings wat jy soek. Miskien is daar iets waarin jy vasklou omdat dit bekend en gemaklik voel, maar God sien dat dit jou groei beperk. Sluit net jou oë vir 'n paar sekondes en dink hieroor na en laat toe dat God jou snoei. Miskien is die vraag nie vandag, waarom gaan ek deur hierdie seisoen nie? Miskien moet die vraag wees, watter vrug probeer God deur hierdie seisoen in my lewe laat groei? Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie dat U die wingerdboer van ons lewens is. Dankie dat U ons lief genoeg het om nie net te aanvaar waar ons is nie, maar ons te vorm na alles wat U ons geskep het om te wees. Here, ons kom vandag eerlik na U toe. Ons erken dat daar dinge in ons lewe is wat nie die vrug dra wat U begeer nie. Ons erken dat daar soms trots, vrees, bitterheid, afleiding en onsekerheid in ons harte is. Vader, kom wys vandag vir ons wat U wil snoei en gee ons die wysheid om dit raak te sien. Dankie dat U nie net besig is om ons af te breek nie, maar ook om ons op te bou. Dankie dat U nie besig is om ons te straf nie, maar om ons voor te berei. Laat die vrug van U Gees elke dag meer sigbaar word in ons lewens. In Jesus naam bid ons dit. Amen.